Welkom terug by die groot ontbyt. As jy nou net ingeskakel het, jy het 'n lekker program gemis, maar nie heeltemal nie, want hier's nog 'n ietsie. Ons selfs môre met Chris Karel. Hy gaan met ons gesels oor sy nuutste liedjie getiteld Vivo, maar eers 'n bietjie meer oor hom. Goeiemôre Chris. Hoe gaan dit? Ons moet keer van beter toe. Voorreg om hier te wees, dankie. Baie lekker. Hoor hierso. Jy het groot geword in die dorpie Vivo. Ja, wel skool gegaan, Skool. koshuis en koshuis. Ja, In Vivo. Ja, Waar gebly? Dendron. Dendron. En Ja. toe gebly in Vivo. Ja, Skool gegaan in Vivo. yes, ja. Maar nou is die nuwe liedjie wat jy gemaak het, se titel ook Vivo. Ook Vivo, ja. Hoekom? Kyk, is 'n dorpie, maar as jy jou oë knip, is jy verby. So dis meer van 'n gemeenskap. En ja, dis iets wat ek het geskryf oor herinneringe. Jy weet, waar ek groot geword het, die voorreg van die platteland, my vriende wat ek gemaak het, van my vriende wat ek daar gemaak het, is nou al 30 jaar wat ons gaan. So ja, en dit was nie om die dorp op die map te sit nie, dit is 'n idee van waar mens vandaan kom en hoe ek groot geword het. Hier is debuut enkelsnit. Hoekom nou? Kon jy vir die tyd is reg? Ja, ek het vir jare lank agter 'n toedeur gesit en gespeel en gesing en so, maar baie skaam. Kon nie myself daar buite sit nie. Ek het so rukkie terug het ek wel baie siek geword en dis iets wat my toe laat besef het dis iets wat ek oor sal spyt wees wat ek nie as ek dit nie sou doen nie. En ja, dinge het maar net organies sy gang gegaan en ek was so laas jaar Oktober se kant het ek vir die eerste keer op 'n verhoog geklim, gesing en dit was by 'n kompetisie gewees wat Connection Studios aangebied het. En toe het ek alreeds hierdie liedjie geskryf en ek het toe 'n idee gehad, ek het hierdie wonderlike mense ontmoet en toe sê hulle let's go en Jy praat van siek word. Ja. Is dit die katalisator gewees? Is dit daai wanneer was dit? Wat was dit? Wat is iets in jou brand gesteek daai tyd Ja. om te sê maar magtig, nou moet ek iets doen. Ja, 100%. Ja, dit was COVID gewees. En ek weet baie mense het dit gekry, maar dit maar verskillende goed aan ons Verskillende liggame mense. gedoen, verskillende en ja, my spysverteringsstelsel het basies ophou werk. So Wow. ja, ek was getoets. Ek was baie getoets en dit was definitief soos as dit nou dit is, waaroor sal jy spyt wees wat jy nie gedoen het nie. En dis iets wat bietjie daai spark gebring om te sê, ek gaan die gitaar optel en ek gaan maar braaf begin raak. En dit het nog 'n tydjie gevat van daar af, maar ja, en nou is ons hier. Dis selfverwesenliking nie. Dis daai soos jy waar is ek spyt, maar dit gaan ook die liedjie bespreek ook identiteit aan. Ja, Van as jy het gesê van waar ek vandaan kom. ja. Vergeet mense soms waar jy vandaan kom, dink jy vergeet mense soms? Ek dink so ja. Ek dink miskien die goed wat jy op fokus en jy te besig raak. En hier is die tipe goed wat jy 'n bietjie laat stil staan as dit met jou gebeur, jy weet. En dan om 'n ander perspektief te kry van waaroor wat regtig belangrik is. En ja, waar jy vandaan kom is 'n groot deel daarvan om bietjie terug te gaan in jou memory in. Maar ja, ek dink dan wanneer jy stil staan by dit, dit laat jou net, jy hoef nie te worry oor al die goed wat regtig om jou aangaan nie. Jy weet, want daar is meer belangriker goed as dit. Jy is meer. Ja. Raak dit makliker om op die verhoog te klim? Nee, en ek het dit nog nie so baie gedoen nie. Jy bly bang, maar jy ofwel ek, Ja. maar jy raak maar brawer. Jy het ook jou vrou deur musiek ontmoet. Vertel ons 'n bietjie reg. daaroor. Ja, dis reg. So ja, dis eintlik hierdie katalisator ding van die siek word het. Jy kan dit nou maar noem moderne penpals. So ek het my vrou Annie het ek so ontmoet wat ons gesprekke gehad het en deel van dit was die grondslag van dit was maar geloofsgesprekke. En hoe werk hierdie goed van siek word en jy weet suffering. Die hoekoms. Ja, die hoekoms en so Annie was 'n persoon wat ek hierdie gesprekke mee gehad het. En maar daar het so 2 jaar verbygegaan. Daar was niks regtig anders as net dit nie. En toe het ons eendag bietjie gepraat oor skryf want Annie skryf stories en gedigte, baie mooi gedigte. En sy het toe eendag
ietsie geskryf waarvan ek gehou het en ek het op daai stadium my simpel videoetjies gepost op sosiale media. Nee, het moes gehoor vandag, net so simpel, nie? Ja. En in elk geval, toe het ons gepraat oor wat inspireer jou om oor goed te skryf. En met ons gesprek het sy hierdie mooi goed gesê. Sy praat in poësie. En ek het dit toe notas gemaak van dit en toe skryf ek 'n liedjie. Maak nog 'n simpel videoetjie en stuur dit vir haar. Ek het natuurlik nie haar nommer gehad nie want die file is te groot om te stuur. En toe moes sy dit vir my stuur en van daar af hier is ons nou al 'n jaar getroud. Oh, wow, dis 'n pragtige storie. Ja. Is skryf iets wat vir jou maklik kom? Nie net om te sit en te dink dat dit kom partykeer in oomblikke. Ek is maar my kop is maar oral en ek's kreatief. So as ek nie stop eers of 'n dalk vasvang nie, dan vergeet ek dit weer. Maar as ek net moet sit en sê nou gaan ek skryf, dan sukkel ek. Ja. So dit kom in oomblikke wat ek 'n idee het en dan sal dit vloei. Gewoonlik liedjies wat ek skryf is 20 minute dan sit geskryf, maar ek kan nie net sit en skryf. En dink daaraan nie, ja, dis 'n oomblik wat kom, maar ek glo wel jy moet gereeld skryf om 'n oefening en want jy kry iets daaruit. In die gang te hou. Ja, natuurlik, ja. Wat doen jy wanneer jy nie musiek maak nie? Ek werk voltyds. Maar die realiteit, ek wens ek kan heeldag net sit en musiek maak. Maar ja, ek nou dat ek my liggaam weer normaal kan gebruik, ek is maar besig en jag, vang vis, al daai tipe dinge. Dis 'n verskriklike moeilike lewe. Maar ek werk ook. Ek het dit wel eers genoem. So dit is die meeste van my tyd wat jy volhou. Die jag en die visvang kom net by. Ja. Ek moet vir jou sê die musiekvideo van Vivo, die liedjie Vivo, is die mooiste beelde, die foto's van die liedjie, die se vrystelling. Ja. Dit is Bosveld beelde en daar's nog vliegtye ook in. Ja. Jy het iets op sosiale media gepost van iemand wat daar met 'n helikopter in 'n vallei opry. Dit is beeldskoon in die somer in die Bosveld. Daai is liewe hemel, kyk daai. Is dit die Waterberge daar? Dis die Soutpansberge. Dis die Soutpansberge. Dis die Soutpansberge, ja. Ons ry daar deur 'n kloof of vlieg daar deur 'n kloof. Hoe is die inspirasie agter is dit maar net 'n pel? Ja, so ek sing in 'n liedjie van der Merwe wat saam met my in die koshuis was. So ek en hy is nou al vriende ook 30 jaar. Een van my beste vriende. Maar hy's ook 'n pilot. So dit het nou lekker uitgewerk met die video en sê hoor kom ons vlieg ook 'n bietjie rond en ja, om al hierdie beelde te kan dit natuurlik baie gehelp. Ja, absoluut. Om al hierdie mooi beelde te kan capture, ja. Nou behalwe vir Vivo, wat is jou plan vorentoe met jou musiek? Ja, ek probeer nou natuurlik tussen werk en alles moet ek 'n balans vind en 'n plan hê. Kreatiewe persone sukkel met planne maak. So ek moet dit in plek kry en dan ja, ek het so 2 liedjies wat ek graag wil opneem vorentoe om daar buite te sit hopelik voor die einde van hierdie jaar, miskien een van hulle daar buite hê en dan ja, dan sal ek sien of ek maar kan optree op plekke. Dit bly die plan. Ek moet net daai mooi balans tussen werk en musiek vind. Nou Chris, as jy 'n liedjie wil maak met 'n plek se naam, dan moet jy plekke ken. Dis reg. Nou is gou vir jou 'n uitdaging of 2. Okay. Ek gaan vir jou 'n plek noem om jy sê waar dit is. Die eerste ene is Penge. Penge. Nog nooit gehoor nie. Nee. Nee. Daar's op die kaart. Ek kan ons soms ook. Dis al daai's langs Liggalle met sy natuurreservaat. Penge. Maar hier's nog enetjie. Lepelsfontein. Waar's Lepelsfontein? Daar sien ek Polokwane. Lepelsfontein. Is dit naby die 2 buffels met 1 skoon doodgeskiet? Dit is amper dieselfde provinsie. Is dit? Okay. Ja, baie my Lepelsfontein is aan Weskus. Okay. Lepelsfontein was die prentjie in Weskus. Daar's Lepelsfontein. Ek sommer die program by die cemetery. Ja, so dit weet, jy stop daar. Ja. So jy stop. Dis waar jy kry koffie ook daar. De vlucht. Waar's de vlucht? Was jy al op de vlucht? Nee. Jy vra vir my, ek dink nie niemand weet hier waar daai plek is nie. Ek saam met jou, ek het hier nie. Tussen Avontuur en Nysna. Daai pas met jou. Kyk, ons ry altyd op die N2 so. Nee, wat jy ook al doen, ry daai pas. Gaan ek daai pas ry.
Alfred Spaas dink ek. Laaste enetjie. Sibaya. Waar is Sibaya? Nee. Hoe kan jy nie weet wat Sibaya? Ek weet glad nie. Okay, dis 'n bietjie van 'n vang dingetjie. Sibaya is 'n meer. Okay. Sibaya is 'n meer. So daar sy net so 'n bietjie bo St. Lucia. Daar sy. Aan die ander kant van Sodwana. Lyk Sibaya. Ja, hierdie was groot vasvra. Ek dink niemand weet waar hierdie plekke is nie. Nee, maar jy sien Google almal weet nou waar Vivo is. Of wat gaan dit soek ten minste. Ja. Hulle gaan ten minste. Dis dieselfde, ja. Chris, baie dankie vir die drive wat jy kom maak. Dis 'n groot plesier. Alle Baie sterkte dankie. met Vivo en alle sterkte met die dankie. nuwe liedjies in die skrywery. Dit is 'n soos jy sê, dis 'n pad wat 'n mens stap en 'n mens sal spyt wees as mense dit nie deurtrek nie. Ja, nee, moenie bang wees nie. Doen wat jy moet doen. Alle sterkte vir die toekoms. Dankie. Dankie vir tyd en moeite. Ons gaan nou kyk na die musiekvideo van Vivo en hier is dit Karel Chris se Vivo.